mystery of ages, Amen. the God of Abraham. You're the shepherd of King David, the God of Israel. You're the sweetest rose of Sharon, the brightest morning star. Hallelujah. You're the rock of all the ages, the beloved of my heart. Exalt the name of God. Exalt the name of who was and is, who will forever be our God. Exalt the name of God. Exalt the name of was and is, who will forever be our God. You're the King of earth and heaven, the name above all names. Praise. You're the fearsome Lion of Judah, the gentle Lamb of God. You're the God of our provision, the lily of the field. You're the sacrifice for sinners, the life that never dies. Exalt the name of God. Exalt the name of who was and is, who will forever be our God. Exalt the name of God. Exalt the name of who was and is, who will forever be our God. Exalt the name of God. Exalt the name of was and is, who will forever be our God. Exalt the name of God. Exalt the name of who was and is, who will forever be our God. Hallelujah. Hallelujah. Ja. Wat 'n wonderlike vreugde. Ek sit net hier so in die vrede van die Here, die kalmte. Ja, ek moet seker maar die program begin. Hallo Elise, goed en jy? Daar sy. Welkom vanaand hier so by Kom Saam aan elkeen en ook aan jou Elise. En ja, ek het nogal die foto's gesien van jou kinders. So ja, dit was 'n mooi foto gewees. Ja, prys die Here. Ja, ek is nou so getouched deur die woorde exalt the name of the Lord. Wow. Het my so geraak. Ja. Kom ons begin hier aand met eers met 'n gebed. Here Abba Vader, U wat in die hemel is.
Laat U naam nou geheilig word, verheerlik word in hierdie oomblik. Here, U wat hoog is, verhewe is, U wat groot is en almagtig is vir ewig en vir altyd. Here, nou staan ek net voor U troon van genade. U woord sê, to receive mercy and grace. Lord Father God, U het ons onbeskryflike genade en liefde vir ons, Here. Dankie daarvoor. Here, ons kan alleenlik, Vader, na U toe kom deur U Seun Jesus Christus, wat die weg is, die waarheid is, en ook die lewe is. En dankie dat hy ons sondes op hom geneem het, dat hy opgestaan het uit die doodheid, opgevaar het na U toe, dat hy die lewendige Jesus Christus is. O Here Vader, dankie daarvoor. Here Vader, vandag wil ek elkeen wat vanaand ingeskakel word, of die ander wat na hierdie video gaan kyk, Here, wil ek by die voete van U neersit. Elke man, elke vrou, elke kind. Here Vader, ek wil U net vra, Here, wees ons en hulle genadig, Here. Red ons, Here, red ons siele. Here, sodat ons nie verlore mag gaan nie. Asseblief, Here. Help ons in ons swakheid, versterk ons, bewaar ons. Hou ons trou, Here, trek ons nog selfs nader na U toe, Here. Vou ons toe in U liefde, Here, wys vir ons hoe lief U ons, raak ons aan, Here. O Here, want U het ons so lief, Here. Here, Abba Vader, want by U is alle dinge moontlik. Here, ons kan dit vanaand bid. Here, want ons weet U kan dit doen. Ons kan U net vra, want U alleen is God. Buiten U is daar geen een soos U nie, Here. En daarom is U ons hoop, ons vertroue. Here, ons glo in U. Here, U is 'n werklikheid, U is 'n lewendige God. U Seun is 'n Son of a living God. U Seun is lewendig. U Heilige Gees is lewendig. Dankie, Here. Dankie, Here. In Jesus naam. Here, dankie weer een vanaand vir hierdie platform, hierdie geleentheid wat ons het, om vanaand nog te kan getuig van die goedheid en die guns en die genade, U liefde, U barmhartigheid, U goedertierenheid. Laat dit sal wees tot eer en verheerliking van U, o Here, maar ook vir U Seun en U Heilige Gees. Here, word verheerlik in hierdie oomblik, in Jesus naam, in die naam van Jesus Christus. Amen, en amen, en amen. The joy of the Lord is my strength. Halleluja, prys die Here. Hallo Shirley, goed en julle? Prys die Here. Ek was nou so getuig gewees, wow, die Here het my regtig, kom ek speel gou een song, ons gee net vir mense tyd om in te skakel, en welkom aan almal wat ingeskakel is, wat se name ek nie kan sien nie, welkom aan julle ook. So ja, kom ons begin met hierdie song. Hierna gaan ek begin getuig. Halleluja, prys die Here. As die wind en die golwe kom waai, hoor ek die naam. Hoor ek die naam, Heer. Op die rots van die woord staan my huis, as die branders kom slaan. Prys die naam van die Here. Blessed is the name of the Meester Lord. sal my seil in die wind, as alles om my vergaan. Halleluja. Want die woord is 'n lamp vir my pad, en die lig laat my staan. Amen, en amen, en amen. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. Prys die Here. My siel is verkoop en my
nie woord is die pad waar my voete wil gaan. Halleluja. Die Gees sal ek lewe, o Heer, geen vrees my verslaan. Glory, halleluja. Ek gekoor deur die bloed en die merk in die hande bly staan. Prys die Here. En my hart roep my siel op 'n loflied aan die grote Heer. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot U eer. Halleluja. Die grootheid en majesteit, Halleluja. die dag deur die werke. Halleluja, prys die Here. Want my lewe gekoeld deur die spykers en merk in die hande. Halleluja. As ek stoor op U sal ek my lewe aan U toe vertrou. Prys die Here. En wysheid sal U hier my lewe in U hande hou. Yes. My oë sal U wonders kan sien, die reden aanskou. Glory, halleluja. My as sal ek opstaan en sing, my lof aan U bring. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. Prys die naam van die Here. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot U eer. Hallo Kookie, goed en jy? Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke. Want my lewe gekoeld deur die spykers en merk in die hande. Want my lewe gekoeld deur die spykers en merk in die hande. Glory, glory, halleluja. Jesus Christus bly maar en is majesteit. Wow, hy's so awesome. Hy's so lief vir ons. Hy's so lief vir jou. As ek net vir julle kan vertel die goedheid van die Here. Okay, kom ons begin eers. Laasweek het ek julle vertel, het ons die kar gekry, toe ons gegaan het na die selgroep toe, waar vir die ou moes een dinsdag aand vertel het wat ek doen. Die volgende dinsdag aand het hy my weer gepraat, ek kom verder vertel. En die dag daarna, of daai aand het hy gesê, die volgende dag kan ek die kar, het hy vir ons 'n kar, wat hy aan ons wil skenk. Maar hy het nooit die papiere gegee nie. Nou wat gebeur is, hy het my die sleutels gegee en goed, en so, ons het gery en goed, hy het gesê hy sal later, die kar was nog op die pad vir 'n jaar, so ek het ook geglo, hallo Lolly, goed en jy? En, so ja, ons het ons eerste kar gekry, ons was baie verlig gewees, ons was baie om te weet God antwoord, om te weet die Here kom deur, ons het ons verbly in die Here. Okay, en toe die Here vir ons Kersfees, die swart man gestuur, en die Here het hom op ons pad gesit, en Kersfees, die opdrag wat die Here my gee het, is dat ek moet vir hom bid, dat hy elke dag werk kry, sodat, want hy's 'n dagloner, so ja, hy's van hierdie ouens wat op die hoeke sit en wag vir 'n job, en hy het elke dag werk gekry, dan het hy vir ons kos gebring, en so aan. So ek gee maar net gou 'n vinnige opsomming van waar ons verlede week was en waarheen ons vandag gaan. En intussen het dit vir my gevoel of alles in plek val. Ewe skielik, wow, Here, U het geantwoord, U het deure oopgemaak, maar
Okay, net voor te gaan getuig. Ek moet net gou getuig oor oor 'n ander saak. Ek wil net hierso neerskryf. Ek gaan julle nou vertel. Okay. Vooroggend. Ek weet nie of julle gekyk het na die video wat ek uitgestuur het vooroggend nie. En toe ek daar by die altaar gestaan het en ek net dankie gesê het aan die Here. Ek het nooit besef nie, agterna toe ek gaan luister het ek tot besef, ek het nie voëls hierson nie, ek het glad nie. Die Here het voëls gestuur en die voëls het saam met my. Ek weet nie vir hoe lank nie. Het daai boom gewemel van voëls, laat hulle kom dankie sê het aan die lewendige God. Tot hulle het gekom en dit het nogal my hart geroer vanoggend. Ek wil hê as jy nie geluister, gaan luister weer luister na daai voëls, luister hoe praat hulle saam en luister hoe sê hulle vir die Here, die God Almagtig, dankie vir kos. Wow, dit was nogal vir my baie inspirerend. Ek moes dit net getuig het. Okay, nou kom ons terug. So wat nou gebeur is, baie mense sê vir my, dis lekker om 'n pastoor te wees. Jy het 'n lekker job en ek sal like om te doen of 'n evangelis. Ek sal like om jou werk te hê. Ek sal like om 'n pastoor te wees. Want al wat hulle sien is 'n gebou en hulle sien weelde en hulle sien geld en dit. Maar hulle het nie aan my skoene geloop nie. Hulle is nie bereid om deur te gaan wat ek deur gegaan het nie. Hulle is nie bereid om vas te hou aan die Here nie. Hulle wil net almal wil op die kansel klim. Maar niemand wil saam my kom vloere was en gras sny nie. Hallo Isabel, goed en jy. So dis net om my idee te gee. Wanneer ek tuin skoonmaak, dan daar's niemand nie. As ek die gras sny, is daar niemand nie. As 'n vloere was, is daar niemand nie. So, maar hulle wil my job hê. Hulle almal sê, ja, dit sal lekker wees om soos jy te kan wees. Nee, jy het nie in my skoene geloop nie. Loop eers in my skoene, voordat jy my job wil hê. Kom ons kyk gou-gou. Een van hulle was, toe ons die kar gekry het. Nou, ons as Christene is geneig, of kinders van die Here, kom ek sê, nie Christene, nie kinders van die Here. Ek het niks teen Christene nie, maar kinders van die Here klink beter. En my hart smelt weg saam met daai woorde. En wat gebeur is, wanneer God jou seën, is die duiwel baie jaloers. Hallo Ina, goed en jy? Luister wat ek vir jou sê. Wanneer God jou seën, is die duiwel baie jaloers. Ek het dit nie geweet nie. Jy gaan nou sien. En wat nou gebeur is, en ewe skielik, God het ons geseën. En hy het nou vir Crispus op my pad gestuur, en Crispus moet nou elke dag gaan werk, ek gaan op die straat, ek gaan bid vir siele, ek bring hom na die kruis van die Here toe, en die vyand like dit nie. Die duiwel like dit nie. Luister nou, en die Here weet dit. Nou wat gebeur het is, daar het so 2 dae later of 3 dae later, ek kan nie onthou of dit 'n dag of 2 dae of 3 dae was, maar die dae maak nie saak nie, waar dit oorgaan het is oor, daar het 'n man geloop op die pad en ek het met hom gedeel. En die man het my so gestaan en kyk, maar hy het 'n Bybel in sy hand gehad, en ek het met hom gepraat oor die Here. Ek het hom vertel oor 'n verhouding met die Here, en
dit gelyk of hy hang in my lippe. Dit gelyk of hy belangstel en ek praat nou uit my hart uit. So, dit wat ek waargeneem het. En ek kon sien, daar is teksverse wat hy opnoem. En ek kon sien, hy ken sy woord. En ons het lekker gesels. En op die einde van die dag, toe vra ek my, wat is my adres? En hy gee vir my adres en telefoonnommer. En ons is uit mekaar uit. Wat nou gebeur is, die aand, toe ons dan by die huis is, of toe dit nou aand was, en kry ek 'n oproep van die man af. Hy wil my môre kom sien. Ek moet asseblief nie straat toe gaan nie. Hy wil my en Annetjie daar kom sien. Hierdie is nie in die boek geskryf nie. Dit vanmiddag toe dink ek aan, maar toe dink ek, ja, maar Here, ek het dit gemis. So ja, en wat nou gebeur het is, hy maak die afspraak. So ek gaan nie die volgende oggend uit nie, ek wag nou vir hom, maar ek het vir hom gesê, hy moet so net na 9 by my huis wees, so ja, laat ek nog in die middag, nadat hy is, dat ek ons kan uitgaan. En hy het nou gekom en ons maak koffie, en ons drink koffie, en ons gesels, en hy sê vir my, hy's deel van 'n kerkraad. Nou, omdat die Here my geseën het, gebruik die duiwel ook mense. Ek het dit nie verstaan nie. En hy gebruik ook kinders van die Here. Veral as hulle 'n deur oop het. Dit beteken as jy 'n deur oop het vir leuns, 'n deur oop het dat jou oë dwaal of 'n begeerte in jou hart het wat nie daar moet wees nie, of iets wat lelik is, wat derglik is, maar jy's 'n kind van die Here, maar jy het 'n deur oop, gaan die duiwel jou gebruik. Wow, luister wat ek vir jou sê. En hierdie man het 'n gees van leuen gehad, dit weet ek vandag. Maar die duiwel het hom gebruik en hy het nou gekom en hy het nou vir ons kom vertel, hy het nou die aand gelê en dink, en ek het nie gesnap op daai stadium, omdat hy gesê het hy lê en dink nie. Ek moes ag gegee het op sy woorde wat ek nie gedoen het nie, want die Here het my wysheid gegee om te onderskei. So ek het dit nie gedoen nie, maar wat ek nou gedoen het, ek het sy woord gevat. En hy sê vir my, hy is by 'n gemeente waar 'n pastoor tot sterwe gekom het, en die gemeente het nie 'n pastoor nie. Hy is deel van die kerkraad en hulle voel ek moet Sondag 'n boodskap daar kom lewer. Wow. Alles klink goddelik. Alles klink of dit in God se wil is. Dit klink so. Maar dit was nie deel van die God se plan gewees. Hierdie was die duiwel gewees. So alles klink goddelik. In die mense lewe klink alles alright. Alles, selfs die boodskap is dit klink goddelik, maar dit is nie goddelik nie. Jy moet mooi luister. As jy nie die woord ken nie, dan vang die duiwel vir jou. En hierdie was nogal 'n eye-opener vir my gewees. En omdat ek sy woord gevat het. En ek het toe ingestem en ek het gesê ja en alles. En op die einde is hy daar weg. En ek verbly by in die Here en maar die Here, ek wil nie sê sy gees het onttrek nie. Ek kan dit nie sê nie. Maar die Here antwoord my nie. Dis alof die Here vir my wys, luister, jy moenie gaan nie, maar ek slaan nie ag nie. Vir my was dit, Here, U het 'n deur oopgemaak. My hart het begin oorborrel. My hierdie ou nou op my pad gestuur. Daar's 'n gemeente wat eerste keer in my lewe wat ek ooit uitgenooi kan word na 'n plek toe. Of na 'n kerk toe. Hallo Lucky. En
En ek brand so, en ek is opgewonde om die woord te bedien, en ek berei voor en alles. En in die sonnagoggend maak ons klaar, start die kar, tot die kinders spring in. En die kleinkinders, en Annetjie is in, en ons gaan nou preek, en die familie gaan saam. So, dit was die eerste keer wat ek so opgeruim was. Maar, toe ons daar kom, nou moet jy sien, die duiwel gebruik nog steeds die kinders van die Here wat oop deure het. Hulle sluit vir my die kerk oop. Dat ek kan gaan sit en die familie daar sê, ons is 'n bietjie vroeg en alles. En ek en Annetjie, uit ouer gewoonte begin ons maar die Here loof en prys. Dis ons gewoonte. Ons gaan nou met die Here in verbinding wees. En net so voor die diens begin, so 10 minute voor die diens, kom, kan ek sê, die voorsitter, die ou wat nou in beheer is, die tesourier, wie ook al, hy het nooit homself voorgestel, wie en wat hy is, maar hy kom en hy vra of hy my kan sien, en ek loop saam met hom uit. En hy sê vir my, wat doen ek hier? En ek vertel vir hom. En hy sê vir my, maar die broer wat dit gedoen het, is nie deel van die kerkraad. Sien jy nou? Nou, alles het goddelik geklink, maar dit was toe nie goddelik. En nou staan ek hier, hy sê nee, hulle doen self die preek en goed. In 'n oomblik is ek terug op my agtervoete. In 'n oomblik is ek in 'n oomblik van 'n verleentheid, teleurstellend, en wow, wat gaan nou hier aan? Ek het nie geweet wat om te doen nie. Net soos ek nie nou woorde gehad het nie, so het ek daai moment gevoel op. Vir my was dit soos 'n pen deur my hart. Here, kan dit waar wees? Alles. En weer eens het dit gevoel of alles in mekaar tuimel. Nou, onthou wat ek vir jou gesê het, alles klink goddelik, maar alles is nie goddelik nie. Dis hoekom ons moet baie versigtig wees en ons moet die woord ken, want die duiwel kom met sulke slinkse triks. Nou moet ek die familie gaan sê, ek moet hulle daar binne gaan uithaal, want die kerk wil begin. En ek moet nou vir hulle sê, luister hierso, hierdie gaan nou nie werk nie, ons gaan nou ry. Nou loop ek in, en ek sê vir Annetjie, kom, ek wys vir die kinders kom, en hulle kom, en die kleinkinders kom saam, hulle kom buite toe, hulle sê, die kleinkinders vra my, oupa, gaan jy nie preek nie? Ek sê nee, ek gaan nie preek nie. Annetjie vra, hoekom nie? En ek verduidelik vir haar. En ewe skielik is ons in 'n totale verwarring van 'n verleentheid. Dit is 'n regte woord. En ek sê, kom ons klim maar terug in die kar en ons ry huis toe, ons sal maar die Here loof en prys op ons manier. So, dis 'n prys wat ek moes betaal het. Dis 'n verleentheid waardeur ek moes gegaan het. Ja, ek moes dit gefeis het. Onthou, die Here laat sulke dinge toe. Luister wat ek vir jou sê. Om 'n rede, jy moet getoets word. Die Bybel sê jy moet gelouter word. Soos goud en silwer gelouter word, so gaan jy gelouter word. So die Here laat dit toe. Hy het dit toegelaat met Job. So, as hy dit met Job toegelaat het, gaan hy definitief dit op my ook toelaat. Laat die vyand my mislei. Want ek moet daar reageer op God se stem. Ek moet luister na die stem van die Here. En ja, dit was nogal 'n pynlike oomblik. Nou, dit was nou die Sondag gewees, en die Maandag het gekom, en die Dinsdag het gekom, en nie teen Woensdag, Donderdag, dit was daar iewers. Nou, dis waar ek nou vanaand verder gaan getuig. Kom ek nou van die pad af, soos ouer gewoonte, want na die dag se werk kom ek nou by die huis aan. Annetjie maak vir my koffie, en dan
sit en gesels, en maar ek sien, daar's iets wat al pla, maar ek reageer nie. Nou drink ek maar die koffie, nou wag ek maar, laat sy moet praat, ek wil nou nie vir haar vra hoor wat fout nie, maar ek kan sien daar is iets. En met eens, vra sy vir my, wat gaan ons eet? Okay, nou my huishouding, al het ons by die kinders gebly, as by haar suster se kinders, so elkeen was verantwoordelik gewees vir sy huishouding. Nou my huishouding het bestaan uit Annetjie, haar ma wat 77 is wat bedlend was, en dan Kersfees, so ons is 4. So, hier vra sy vir my, wat gaan ons eet? Onmiddellik sit sy my weer terug op my agtervoete. Ek het nie 'n klou nie. Ek weet nie. Al wat ek vir haar kon sê is, kom ons wag vir Kersfees om te kom, ons kyk of hy nie iets gaan saambring nie, want hy het gewoonlik met eiers aangekom, brood, 2 liter kook of so iets, en ek het in die oggend vir hom gebid, soos die Here gesê het, maar die Here het my ook gewys hierdeur, dat ons nie van Kersfees moet afhanklik raak nie, sodat en Kersfees het nie werk gekry die dag nie. So daar gaan daar wees wat ons niks gaan hê nie, en Kersfees gaan ook nie werk hê nie, want die Here gaan nie laat hy elke dag werk om ons te voorsien, maar dan raak ons afhanklik van hom, en ons raak nie afhanklik van God nie. So, onthou, God is baie wys, en hy is baie slim, en die Here het my gevat op hierdie kinderlike manier. So ja, nou kom Kersfees en hy sê vir my, hy het nie werk gehad vandag nie, hy het niks nie. Dit is nou hier na 5 in die middag, en wat doen 'n mens dan? Eerste wat ek kan doen is om vir Annetjie te sê, luister, kom ons gaan kamer toe. Nou sy weet as ek, hallo Tia, goed en jy? Nou sy weet as ek sê ons gaan kamer toe, ek is nou baie ernstig. Nou gaan ons sak op ons knieë. En ek roep die Here aan. Ek bid en ek weet ek moet nou bid. Nou is dit 'n kwessie van, Here, daar's niemand nie. Ek ken niemand nie. Niemand sal my help nie. Kerk het al vir my gesê, ek het al getuig dat ek 'n verleentheid vir hulle is, en dat ek 'n las vir hulle is. So, hulle help nie regtig nie. Ek het geen ander bron nie. Ek was moeilik gewees in die begin, toe getuig het ek julle vertel hoe moeilik was ek, ek het alles verloor, so ek het niks nie. Op hierdie stadium van my lewe, wat ek hier getuig, slaap ons nog steeds op die vloer. Hallo Maxie, goed en jy? Annetjie slaap op 'n stuk spons, dinnerige spons, ek slaap op die mat, en my kleinkind slaap by my. Ja, dit was Diwan se plek gewees. Hy het tussen my en Annetjie geslaap. En nou sê ek vir, kom ons bid. En ja, Here. Ja, en nou moet 'n mens in hierdie oomblik uitroep na God toe. Jy vra nie vir die Here, ek soek geld en ek soek kos en ek soek dit. Jy vra nie sulke dinge nie. Jy roep die naam van die Here, God Almagtig uit. Jy roep na hom en jy
gebruik woord, jy sê, Here, u woord sê, as ek roep sal u antwoord. U woord sê, u sal my nie bo my kragte voorsien nie. Here, u sê, in dag van benoudheid sal u antwoord. U woord sê, as u my sal uithelp, dan moet ek u eer. Ek sê, Here, ek wat die hoof is, ek deel alles, sit met een groot probleem. Een groot probleem. Ek kan nie vir my huishouding sorg nie. Ek het nie kos nie. Daar's geen kos vir Annetjie nie, geen kos vir haar ma wat 77 is, wat bedlend is nie, en daar's geen kos vir Kersfees nie. Hy het nie werk gekry vandag nie. Hier is 'n tawe een. Want ek moet nou bid en ek moet met die Here praat ook in my gebed. En ek moet vir die Here sê, hy is die een wat in beheer is. Hy is die een wat heers. Hy is die een wat alleen God is. Hy het die plan van my lewe in sy hande. Hy ken my hart. Hy het my gekies om vir hom te werk. Ek sit in hierdie situasie nou en ek weet nie waarheen om te gaan nie, behalwe na hom wat die almagtige God, die lewendige Abba Vader is. En ek kan na niemand toe draai nie. Ek kan op geen mens vertrou nie, want ek is afhanklik van die Here. Onthou, daar's geen bron van inkomste nie. Daar's niks inkomste. Daar is geen donasies, daar's geen skenkings, daar's niemand wat vir my geld gee nie. Daar's onthou, ek leef in geloof tot vandag toe nog. Ek is al 17 jaar in hierdie bediening. Tot vandag toe leef ek nog steeds in geloof. Daar's geen garantie van 'n paycheck nie. Tot vandag toe is daar geen inkomste nie. Daar was nog nooit gewees. Die kerk kom my nog nooit 'n salaris gegee het nie, of vir my 'n salaris gebied het, of my gesê het, gaan nou vakansie of iets nie. Vir 17 jaar aan mekaar het ek nog nooit eers 'n breek gehad nie. Behalwe vir een keer, waar die Here my na mense toe gestuur het vir 3 dae. En Louisa was saam gewees. En dit was ons breek gewees. In 17 jaar, dit was die eerste keer, en tussen my en Annetjie was daar nog, was daar nie 'n kans gewees nie. Al die jare was die kersinkomste minder as R30 gewees. Op hierdie stadium is die kersinkomste minder as R1000 of R500. Ek dink nie as dit is R500. Tot vandag toe is ek nie afhanklik van enige mens nie. Ek is nie afhanklik van enigiemand nie. Ek is afhanklik van God. God voorsien. Ek lewe uit die hand van die Here uit. Ek lewe uit God se beurs. En hier vind ek my in 'n posisie waar die Here my in geplaas het. Of hy my wil toets, weet ek nie wat die Here se plan was of 'n motief was nie, ek weet nie, ek stel ook nie belang nie. Hier vind ek my waar ek nie antwoord het nie. En daar is die kos nie. En Annetjie vra vir my vir kos. En ek sê, Here, ek is die hoof. Ek sê, man, ek moet sorg dra vir haar. So, ek weet nie, vir my was dit Here, ek moet huil, ek moet voor U uitroep, ek moet U aanhoudend uitroep, ek moet U vertrou met alles wat ek het. Daar is nie van, miskien 'n banker, miskien na die bank toe gaan, miskien na die een, daar is nie sulke dinge, daar is nie geld vir petrol, daar is geld vir niks. Die koffie wat sy gemaak het, was die laaste koffie gewees, die laaste suiker, die laaste melk gewees, so, daar's niks meer verder nie, niks. En nou moet ek God spreek en vir die Here sê, Here, dink aan my.
Koning Dawid het gesê, Here, hoor die smeking van my gebede. Wat ek wel geleer het deur die lewe tot nou toe, God hou daarvan dat ek hom die hele tyd moet vra. Ek moet hom vra, Here, die wifi moet betaal word. Die Here voorsien daar die R730. Die Here wil hê ek moet hom vra, Here, daar's 3 kontrakte wat moet betaal word. As ek my oë uitvee, dan sien die Here betaal dit. Ek kon nog nooit, toe gewerk het, 'n kontrak kry nie. Ek gaan ook nie om kontrakte, hulle bel my om 'n kontrak te kry. Hoor jy nie 'n kontrak hê nie. Dan sê ek, ja, geef my. Sê die Here, okay, vat vir jou, op daai stadium was dit vir jou en vir Annetjie, en nou is dit vir my en vir Louisa, en dan het ek 'n kontrak met data ook. So ek het die wifi en ek het nou die data ook as ek rondbeweeg en ek het data nodig. Dit is op my foon. So, en die Here betaal dit. Nie mense nie. Ek het nog nooit op Facebook gesê, luister, ek soek geld nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie, want God is my bron. Die Here is my voorsiener. En selfs in die begin van hierdie week moet ek vir die Here gesê, Here, ek gaan 'n tuinier kry Vrydag. Ek wil geld hê. Louisa het 'n reëling met 'n swart vrou. Ekskuus vir daai verkeerde woord wat ek wou gebruik het, om in te kom elke tweede week. Ek het nie geld nie. Jy moet voorsien. En vanmiddag, toe gaan my selfoon af. Dus die geld van die tuinier en die geld van die vrou wat kom skoonmaak. Dus ek het nie salaris nie, ek lewe uit God se beurs uit. God voorsien. Hy lê dit om mense se harte en mense bring dit. En dan kan ons die dinge doen. En dit is, ek lewe uit die beursie van God uit. En uit elke gelde wat ons inkry, sit ons eerste 'n 10de weg. Eerste, maak nie saak of ek gaan short kom nie. Eerste na die Here toe. Die Here sal my sê, waar moet ek dit gebruik? As ek iets moet doen, as ek iets vir iemand daarmee moet seën, of wat ek moet daarmee doen. Ons het al vir mense elektrisiteit betaal, ons het al vir mense, die Here het al dat ek iemand se selfoon replace, en die Here het dat ek al 'n man se battery vervang het. So die Here het al vir my gesê, luister, gaan sit vir daai man nuwe tyres op, en ons het dit gedoen. So ja, ons het al baie dinge gedoen. Maar ek breek nie daaroor nie, maar dis wat ons doen met die 10des van die Here. So gebruik dit nie. Die Here wys waar moet ons dit gebruik. Al kom ons short, al het ek nie geld nie, kan ek nie daaraan raak nie. Al kom ek hoe short, kan ek nie daaraan raak nie. God se geld bly God se geld, want dit gee my 'n waarborg. En op daai waarborg kan ek staan, dat die Here sal deurkom, want hy het gesê, hy sal die sluise van die hemel oopmaak, en hy sal my seën. En op daai woord staan ek. En hy sê, beproef my, en sien of ek dit nie sal doen. Ek het nie nodig om die Here te beproef nie. Ek weet hy doen dit. Louisa weet die Here Louisa kan vir julle nog baie meer as ek vertel. En binne in hierdie gebed met die Here, praat ek met die Here en ek sê, Here, maar U ken my. Koning Dawid het aanhoudend gesê, Here, U ken my. Ek sê vir hom, Here, U ken my vrou. U ken vir ouma is bedlend. Ek noem dit vir die Here. Ek beklei nie met hom nie. Ek sê vir hom, Here, maak dit nog vir Kersfees op. Hulle almal gaan honger slaap. U woord sê, ek hoef nie te worry wat ek gaan eet of drink nie, maar die woord sê, my vertroue moet in 'n lewendige God wees. Die woord sê, ek kan op U staat maak, ek kan in U glo. En op hierdie stadium doen ek dit. En ek moet draai na die Here toe, want almal moet eet. My skoonma gaan nou vir my vra, hoor, wat gaan ons eet? So, wat gaan ek hulle antwoord? Ek kan hulle niks antwoord nie, maar ek is op my knieë by die Here, en ek is besig met hierdie saak met die Here uit te sorg,
Want ek sê, Here, ons moet eet, ek pleit by die Here, asseblief Here, ek sê, Here, ek is bereid om sonder kos te gaan, ek is so ver om te sê, Here, ek sal bereid wees om sonder kos te gaan, maar gee dit vir Annetjie kos, gee dit vir Maakos, gee dit vir Crispus kos, Here, is so right, ek kan dit hanteer, is so right, moenie worry oor my nie, ek worry oor hulle, Here. Nou praat ek met die Here daaroor, en sê ek van Here, as hulle net kan eet, en ek is hier besig met die Here, en ek pleit by die Here, ek sê asseblief Here, asseblief in Jesus naam vra ek U om deur te kom, en ek U woord sê, dit wat ek vra, sal ek verkry, en ek staan op die woord van die Here, en en jy weet, as jy so staan, dan besef jy, jy's alleen voor God. En wanneer jy alleen is, dan besef jy, God alleen is die een ook wat jou kan antwoord, wat jou kan uithelp. En dan, nou het ek my hierso, na werk in hierdie penarie gevind, en sou die Here vir my geld stuur, gaan ek nie in tyd wees vir die winkels nie. So die Here weet dit ook. So ek sit nou, en baie mense sal sê, 'n catch-22 situasie, ons bly te ver van die winkels af, so sou die Here vir my, iemand stuur hulle, of geld inbetaal, of wat ook al, ek gaan dit nie maak winkels toe nie, so die winkels is uit, so, en so begin my woorde minder raak, in hierdie gebed, en wanneer my woorde begin minder raak, dan is dit nie nou tyd om op te hou nie. Nee. Jy hou nie op bid nie. Wat ek dan doen is, ek bly stil. Ek raak stil voor die Here, want ek soek 'n antwoord. En ek gaan nie opstaan nie voordat die Here my geantwoord nie. Abraham, Isak, Jakob het gesê, Here, ek sal nie laat gaan nie voordat U my geseën het nie. En ek sê, Here, ek sal nie hier opstaan voordat U my geantwoord het nie. Ja, dit klink rof, maar ek sit hier in 'n situasie waar daar, onthou, daar is geen manier van kos nie, daar is niks. Ek weet nie wat gaan almal eet nie, ek weet nie, en ek soek 'n antwoord, Here, hoe nou, U het my gekies, U het my geroep, U het vir my gesê, U sal die sorg dra, U het gesê, U kies my, en hier sit ek, Kersfees het ek voorgebid, en daar het nie berg gekom nie, min het ek geweet, die Here het my geleer, om nie heeltemal op Kersfees te rely nie, ek moet terugkom na God toe, ek moet op hom rely, hy wil my bron wees, hy wil my voorsiener wees, hy wil my God wees, hy wil my deurdra, hy wil my antwoord, en hy wil God wees in my lewe, want hy is lewendig, dis 'n waardige, onbeskryflike God, en hy's reël, en nou raak ek stil, en ek is voor die Here, maar ek kom agter, maar hier om my is, Annetjie is nie meer in hierdie omgewing, ek het nie my oë oopgemaak nie, maar ek kan voel, sy is nie meer hier nie, somewhere between the line het sy uitgestap, ek kan nie opstaan nie, want ek het vir die Here gesê, ek sal bly tot in my antwoord, en sy het opgestaan, sy het uitgeloop, ek het nooit geweet, die Here het vir haar gesê, sy moet opstaan, sy moet uitloop, julle sal nou hoor, en ek wag op die Here, ek wag vir 'n antwoord, ek soek my antwoord van die Here af, ek soek hom, ek wil nie opstaan, ek gaan stil bly totdat die Here my antwoord, hy gaan my of antwoord deur sy gees, of hy gaan my antwoord deur skrif, of deur 'n visioen, of maar antwoord gaan die Here my antwoord, want ek soek die antwoord, die Here het gesê in sy woord, hy sal my antwoord, en ek staan op daai vers, die Here gaan my antwoord, en ek bly stil, ek maak plek, dat die Here my moet antwoord, ek weet nie hoe lank was ek stil gewees nie, en nou wag ek op hom, en ek wag, en ek dink so by myself, maar ek hoor
stemme buitekant. Ek dog ek verbeel my. Maar nou is ek nog hierso wagtend op die Here. En terwyl ek so wagtend is en nie praat nie, begin die stemme duideliker raak buite. En daar's een stem wat ek herken. En dis Annetjie se stem. En ek hoor sy gesels. Maar met wie sal sy nou buite gesels? Want die kinders is binne. En die kinders kom nie wanneer ons bid, dan pla hulle ons nie. Sy gesels met iemand daar buite. En dis of die Gees van die Here vir my sê, staan op en gaan kyk. OK. Maak my oë oop. Ek staan op en ek loop. En soos wat ek uitloop by die agterdeur, moet ek draai want die kar staan voor die agterdeur. So ek moet langs die karre afloop en nou kyk ek hek se kant toe. Ek sien sy staan by die hek, maar die hek is nou so hoog, as jy by die hek staan, kan jy net oorloer. Yes, so, maar as jy hier by die agterdeur staan, dan kan jy niks sien nie. Jy kan nie sien wie aan die ander kant is nie. So, ek wil nou weet met wie praat sy. So, en ek sien sy gesels al rond uit die bos uit daarso. En ek stap maar toe nader. Dis al wat ek kan doen. Ek kan net nader loop en my nou net gaan kyk, ondersoek aanstel, wat gaan nou aan, want ek is eintlik nog besig om te bid, my hart wil eintlik nog in die kamer wees, want ek wag op die Here vir 'n antwoord, ek wil 'n antwoord nog hê, my hart druk daai kant toe, maar, hallo Erika, goed en jy? Maar sy staan nie en praat, en ek kan nie sien wie staan aan die ander kant van hy, maar toe ek nader kom te sien, dit is 'n ouerige vroutjie wat aan die ander kant van die hek staan. Nou sien ek sy en Annetjie gesels oor en weer. Dit klink of hulle ou vriende is, of hulle mekaar lank ken, goeie kennisse is. Jy weet, soos vrouens like om te gesels, hulle like, en dan lyk dit of hulle mekaar jare lank ken. Ek weet nie wat om te sê nie, my hart is nie in hulle gesprek nie, want hulle gesels oor die algemeen, en my hart is nog, ek moet bid vir kos, maar ek moet terug gaan kamer toe, ek moet terug gaan en te gaan bid, ek soek 'n antwoord nog by die Here, dis waar my hart lê. My hart lê nie hier by haar, hierdie vrou nie, my hart lê daarso. En, en ewesklik hoor ek nie, Annetjie sê vir die vrou, sy sal vir haar bid. En, OK, dit, vir my, ek ken nie die vrou nie, vir my is dit vreemd, Annetjie het nog nooit vir of sommer so uit haar eie uit vir 'n vreemde gesê, hoor ek kom en bid vir jou nie. Sy sal vir jou bid, maar sy doen dit gewoonlik in die binnekamer of wanneer julle twee alleen is en goed. En hier staan ons op, Annetjie het nog nooit so 'n vrymoedigheid gehad by die hek nie. Want sy soms by hierdie wildvreemde vrou, ek ken haar van geekant af, sê luister, kom ek bid vir jou. En daar trek sy los en sy bid en sy vra die Here om hierdie vrou te seën en alles. Nou, so, ek staan, my voete is onder my uitgeslat, ek het my wind is uit my uitgeslat, my gedagtes is by die Here en nie hierson nie, so, ek weet nie wat sy gesê het nie, ek het nie 'n klou wat sy gesê het, so ek het niks agtergekom nie, want my gedagtes, soos ek vir julle sê, was nog by my gebed, waar ek vir die Here sê, Here, ek sal u nie laat gaan nie, ek soek 'n antwoord, en toe die Annetjie amen sê, toe draai die vrou om en sy loop, en ek sien, daar loop sy weg, en Annetjie wys my, maar hier's 'n pakkie, en ek dink, okay, 'n pakkie, en sy wys vir my, maar kyk hierso, is 'n pakkie mints, en daar's 'n pakkie mieliemeel op by, so ons kan pap en mints eet.
Ja, Here. Ja. Wildvreemde vrou. Ken hom van geen kant af. Sy ken ons van geen kant af nie. Die tyd het al aangestap, dit al begin donker raak. Sy loop rond op en af in die straat met hy pakkie mints. En hy mieliemeel wat sy uitgegooi het in 'n sak. En sy is op en af in die straat, op en af. En sy moet dit vir iemand gee, maar daar's niemand in die straat nie. Sy weet nie vir wie sy dit moet gee nie. Ja, Here, dit is awesome. En hier kom Annetjie uit. Op die tyd wat die Here vir haar sê, gaan uit. Op die tyd wat die Gees van die Here vir haar sê, nou, loop sy uit. Terwyl ek nog daar binne besig is met die Here. Ek het haar nie eers gehoor opstaan, uitgeloop nie. En hierdie vrou, die Here het op haar hart gelê om 'n pakkie mints en mieliemeel vir iemand te gee, maar sy weet nie wie nie. Nou loop sy op in die straat, af in die straat, maar daar's niemand wat sy vind nie, want die straat is doodstil. Annetjie het buitekant gekom en vir haar gevra, luister, kan ek help? Jy weet, ek doen dit ook baie keer hierso met mense hier voor in die straat, dan vra ek, luister, kan ek help? Want hulle staan voor my jaar, want ek wil nou weet. Soek hulle na my, soek hulle na Louisa, soek hulle vir gebed, of soek hulle 'n adres of 'n nommer hier rond. Gewoonlik is dit 'n nommer hier rond. En dan, in hierdie geval was dit, sy sê, die Here het met haar gepraat, en sy moet hierdie mints en hierdie mieliemeel vir iemand gee. En toe sy en Annetjie gesels, toe sê sy vir Annetjie, sy voel, die Heilige Gees sê vir haar, sy moet dit vir ons gee. Dit is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis die God wat ek leer ken het in hierdie Bybel. Dis die God wat ek weet, wat waardig is en onbeskryf. Dis die God wat ek weet, wat gebede kan beantwoord. Ek weet as jy draai met 'n opregte hart na hom toe, en jy staan nie met 'n lelike gevoelens, jy staan nie met dat jy hom roof en daai goed nie. En jy staan met 'n eerbare opregte hart voor hom, en jy sê, Here, ek het nood nou. Help vir jou uit daai nood uit. Ek het my in daai situasie bevind. As die Here dit met Moses kon gedoen het, toe Moses hulle voor die see was, het hy gesê, Here, ek het nood nou. En die Here het op hom gesê, luister, die see moet divided word. Die Here het 'n plan gemaak. En so die Here vir my ook 'n plan. As die Here vir Moses kan doen, kan hy dit vir my doen. Dit is net die name wat verskil. Moses begin met 'n M, ek begin met 'n D. Verdeweld. En dit het nog meer, dat ek nog meer, tot vandag en nog meer en meer vertrou op die Here. Die Here het vir ons die kar gegee. Nou die Here hierso ook bewys dat hy ons kan antwoord. Selfs, al was dit nie 5 uur nie, al het dit begin donker word, al is ons hier dit was enige tyd hierso voor 7 of na 7. Al is ons nou in daai tyd. Ons gaan nie vanaand honger slaap. Die Here het voorsien. Die Here het 'n vrou gebruik. Die Here ek het gevoel soos Elia. En ek hou dit aan altyd sê. Die Here het vir Elia die kraaie gestuur. Die Here het vir my 'n kraai gestuur. Die Here het vir ons kos gebring. Hy het vir ons voorsien dat ma kon geëet het, Annetjie kon geëet het, Kersfees kon geëet het, ek kon geëet het, en daar was ekstra gewees
vir nog môreoggend ook vir Annetjie en ouma om te eet. Ja, ouma, skoonma, ouma. Okay, en vir my was dit, Here, ek het U weer in aksie gesien. Wow, Here, U is awesome. Here, U is reëel. U is werklik. Dit is die God wat ek soek. Dis die God wat ek wil dien. Dis hierdie God wat ek wil aanhang. Dis hierdie God wat ek nodig het in my. Dis hierdie God en ek wil hom nie verloor nie. Ek wil hom nie verruil nie, want U is alive. U is lewendig. Want my hele getuienis het die Here hom so deur en deur bewys al hoe lewendig hy is. En vir my hierso is dit, wow, Here, en onmiddellik draai ons om, stap in die huis in. Toe ons instap, Annetjie is 'n vrou, sy gaan kos maak. Ek gaan nou nie op die bank sit en relax nie. Nee, terug kamer toe, op my knie. Nou bid ons. Hy sê ons, Here, ek moet kom. Ek moet kom met 'n dankbare hart. Ek moet kom met vreugde in my hart. Ek moet kom om te sê, Here, you do it again. The devil is a liar and he is a loser. Halleluja, prys die naam van die Here. Bless the name of the Lord. Halleluja. En Here, you do it again. U het dit weer eens gedoen. U het weer eens gewys, U is by magte om te doen, ver bokant wat ons kan vra of verwag. U kan enigiemand gebruik, U kan enige plan gebruik, maar ons moet in lyn met die woord wees. En ek dank die Here, ek loof hom, ek prys hom, ek eer hom, ek beheerlik hom. Ek kry nie genoeg om vir die Here dankie te sê nie. Ek sê dankie vir my gebede wat beantwoord word. Ek sê dankie dat U 'n God is wat goed is, U 'n God is wat voorsien, 'n God is wat werklik waar is, 'n God is wat antwoord en antwoord en antwoord. U raak nooit moeg nie. U is nooit moeg vir my ou stemmetjie nie. U is nooit moeg wanneer ek voor U kom. U is nooit moeg wanneer ek na U toe kom en sê, Here, dis nou weer tyd dat jy my X moet doen hier om my uithelp, 'n wonderwerk moet verrig of X moet doen om my net uit hierdie gemors te kry waarin ek myself bevind. En weet jy wat? God is getrou. Hy het soveel krag, soveel mag en hy het dit als vir Jesus Christus gegee. He's a living Christ. Hy's in aksie. Maar dit waar jou hart is, dit is waar jou skat is. En dit is die God wat ek wil hê. Dit is die God wat ek besluit het, ek soek in my lewe. Ongeag wat mense sê, ongeag wat, ek gee nie om nie. God eerste. En as ek sê God eerste, bedoel ek dit. Hallo, Rachel, goed en jy? So, ons het lekker geëet. En dis waar ek begin het, en Louisa sal vir jou sê, ek is mal oor pap en mints. Is van daai aand af. Eerste keer in my lewe, ek nog nooit pap en mints in my lewe geëet. Dis die lekkerste pap gewees en die lekkerste mints. Van daar af het ek 'n honger vir pap en mints. Halleluja. En tot vandag toe loop ek nog oor. Tot vandag toe is ek nog opgewonde oor God se goedheid. As ek net dink aan sy goedheid, as ek net dink hoe hy antwoord, as ek net dink wat sy woord vir my sê, elke woord wat uit sy mond uitgaan, sal nie leeg terug. Elke belofte wat hy gee, kan ek maar vas. Elke belofte kan ek, maar weet jy wat? As God my voorsien, ek sê dankie aan elke keer. Maar as hy my finansies gee, eerste sy 10de. Eerste sy 10de. Hy het my al laat ek sy 10de al oorbetaal het aan ander kerke, aan ander gemeentes. Ek moes vir ander pastore kansel koop. So ek moes al Bybels aankoop en vir mense weggee. Hallo JJ, goed en jy? So dit is by die Here, maar die Here besluit oor die geld. Wat moet ek daarmee doen? Maar eerste God. Die Here het vir my gesê,
Hy sal my nie bed toe stuur sonder kos. In hierdie 17 jaar, het ek nog nooit bed toe gegaan sonder kos, nog nooit nie. Louisa kan vir jou sê, ja, ek sal nog getuig oor die kombi, ek het baie al gaan staan met die kombi, all over Kempton, het ek gaan staan, maar nou was dit geld vir petrol, sê, Here, is over to you. Daar is baie, ek sien nog vertel daarvan, ek het hier reg deur Kempton, ek het al gaan staan, maak nie saak of ek gaan staan nie, die Here voorsien. Die Here is die een wat my vertrou is, die Here is die een. En daarom wil ek vir jou bemoedig, as jy nie 'n ontmoeting met God het nie, het jy nog niks van God. As jy nie 'n ontmoeting het met die lewendige, waardige God van Israel nie, het jy hom nog nie in aksie nie, is hy nog nie in jou hart nie. Ek was ook baie jare in die kerk, ek was ook wat ek net kerk toe gegaan het, myself geplease het en ek het gesondig. Mense, dit is nie die moeite werd nie. God gee vir my meer as wat daai sonde vir my ooit kon gedoen het of bevredig het of wat ook al. Hy sonde het my net in gemorsing gevat en ek was op pad hel toe. En ek het gesteel en gelieg en bedrieg en mense geroof en al die dinge. So, en maar God, as jy hom aan jou kant het, hy's meer as 'n storieboek, hy's meer as reël. God is 'n werklikheid. Jy moet God se wonderwerke in jou lewe kan sien. Jy moet God se antwoorde in jou daaglikse lewe sien. Jy moet sien laat woord in vervulling kom. En dis wat ek sien in my lewe. Ek sien die hand van die Here in my lewe. Vanmiddag toe hy geld ingekom het, byvoorbeeld van die tuinier en die vrou wat gaan kom skoonmaak oor die naweek. Die tuinier môre en die vrou kom Saterdag. Dis die hand van die Here. Dis nie 'n mensgemaakte ding nie, ek het niemand gevra nie. Niemand weet daarvan nie. Dis my gesprek, my hart met God se hart. Ons smelt saam, want die Here wil hê ek moet op hom vertrou en hy wil hê my hart moet uitroep na hom. My hart moet insmelt in sy hart. Dit is wat die Here wil hê. Die Here soek jou opregtheid. Dis hoekom hy gesê het, hy soek ons opregtheid. Voorgee werk nie meer nie. Jy moet 'n opregte verhouding met God hê. En dis wat saak maak. Jy weet die dag toe ek tot bekering gekom het. Die eerste dag toe ek bekering gekom het die eerste berge begine beweeg. Die duiwel het al begine hardloop. Dis kom hy al hierdie leuns op my pad gestuur het. Hy het nog meer op my pad gestuur. Hy stuur nou nog 'n leuns op my pad. Ek gaan nog baie getuig daaroor. Maar ek wil net vir julle vertel, jy sal moet draai na God. Jy sal moet God 'n werklikheid maak en jy sal op God moet vertrou. Dit help nie jy gebruik net die woord nie, maar jy roof God nie. So daai twee werk nie saam nie. So jy sal moet besluit, jy sal God se tiende aan hom moet gee en dan op die woord moet staan. En as jy op die woord staan, dan moet jy saam met daai woord leef. Dis baie moeilik. Want jy val hierso en jy val daarso. Maar weet jy wat's lekker? Die woord leer dit ook vir jou om op te staan, om te weet Jesus is daar om jou te red. Hy's daar om jou deur te dra. Sy gees help jou. Dit gaan makliker later van tyd. Dit gaan makliker. Jy val nog steeds. Ek val nog steeds vandag nog, maar ek val nie meer soos in die begin. In die begin het ek 'n rof geval. Maar dit is my vertroue saam met die Here. Dit is my vertroue in 'n lewendige God. Mense, ek moet hier stop. Ek gaan die hele aand preek. Nie preek nie, getuig. Ek is net klaar. Ek gaan my een song speel en dan gaan ek afsluit. Ek hoop dat dit inspireer jou. Binne my hart sal ek graag wil hê elkeen wat ingeskakel moet 'n lewe moet 'n so verhouding met daai lewendige God, Jesus Christus hê, om te weet hy is alles. Hy is my bron van alles.
Hy's my bron. Al kom jy short, gee aan God. Ek het dit al hoeveel keer gesien. Al het ek al gesien, ek gaan short kom. Ek gaan nog daar is soveel getuienisse wat nog moet kom. Prys die Here. Glory to God. Bless His holy name. Halleluja. Ek wag net dat hy toemaak. Daarom is hierdie lied vir my so belangrik. My hart verlang na die Here. My hart, elke moment, elke tree van my wandeling, elke oomblik, elke sekond van my lewe, wil ek saam met die Here wees. Maar jy moet in lyn wees met God se woord. Help nie net die woord nie, maar daar's dinge wat jy in die geheim nog wegsteek van die Here. Dit help nie. Jy moet opreg wees. Prys die naam van die Here. Blessed is the name of the Lord. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallo deze Marikie. Prys die Here van die hart op. Ek wil dit voel, ek wil die liefde voel, Here. As U spreek, my God, maak my oor hoor. En ek kan mooi hoor, Here. As ek draag gestoord, U voel dit, Here. Prys die naam van die Here. Halleluja. Leer my om U dieper te ken. Halleluja. Halleluja. Halleluja, prys die Here. Soos 'n wolksbok. Halleluja. As die storm woedt, weer trek Here gee rus. Prys die naam van die Here. Ja, ek wil. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Dank U, Here. Leer my, Here, leer my. Nog meer, Here, nog meer van Jesus, nog meer van die Heilige. Leer my
Amen en amen. Ek wil net die program afsluit. Here Abba Vader, aan U kom al die lof en al die eer en al die verheerliking toe. Here, vanaand het ek weer kom getuig van U goedheid, U guns, U genade, U liefde, U barmhartigheid en Your goodness, Lord. Here, ek kan nie verby Your goodness kom nie. U goedertierenheid, Here. Dis onbeskryflik. Here, en vanaand het ek my hart kom deel wat ek gedoen het en hoe ek het gedoen het en hoe ek op U vertrou het en hoe ek gebid het en hoe ek gesê het, Here, ek glo U gaan antwoord en hoe ek die woord gebruik het, Here. Dankie dat ek my broers en susters kan bemoedig met my getuienis. Dankie dat ek vanaand dit met hulle kon deel, Here. Here, en ek weet, baie van my broers en susters het antwoorde gekry vanaand. En Here Vader, en ek bid, Here, seën hulle, seën die kinders van U, Here. Wees so saam met hulle, Here. Leer ons U weë, leer ons U gedagtes, leer ons U hart, leer ons, Here, om agter U hart aan te gaan. Here, leer ons sodat ons die polsslag in U hart kan wees. In Jesus naam. Seën my broers en susters verder vanaand, Here. Wees vanaand so saam met hulle, beskerm hulle, Here. En dankie, Here, vir nog 'n aand wat ons kon getuig het in die wonderlike naam van Jesus Christus, the Son of the Living God. Halleluja. Halleluja. Dankie aan die Vader. Dankie aan Koning Jesus, die lewendige Jesus wat uit die graf uit opgestaan. Dankie aan die Heilige Gees, die lewendige Heilige Gees wat uit die hemel uit neergedaal het. Dankie, Here, in Jesus naam. Amen en amen en amen. Mense, julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike aand hê. Wees geseën, wees gegroet en weet, môre aand het ons kom saam, wat ons net die Here gaan praise and worship. Ons gaan net 'n paar songs sing. Ons gaan die Here aanbid. Ons gee hom die lof. Daar's niks wat belangriker is as die Here nie. Dis net 'n uur lank. Ek gaan partykeer so 10 minute ekstra. Maar so wat? Ons gee dit vir die Here. Ek nooi jou uit, man. Kom wees deel daarvan. Dan tot môre aand om 7:00. Hallo Antoinette, goed en jy? Dan tot môre aand om 7:00. So wees deel van ons program van kom saam, ons doen dit weer. Prys die Here, man, ons prys en worship die Here. Dit op 'n Vrydag aand. Halleluja. En dis wat lekker is. Ek sluit af met hierdie song. Ek bid vir jou. Mag hy altyd by jou wees. Oor jou heers. Mag sy vrede oor jou heers. Mag hy gee net wat jy vra. Mag hy gee net wat jy vra. Mag hy al jou sondes dra. Mag hy jou sondes dra en jou vergewe. Mag jy vlekloos voor ons staan. Mag jy vlekloos voor ons staan. Met sy bloed mooi skoon gewas. Met Jesus se bloed. Sal verdra. Al wil jy soms 'n bietjie kla. Dankie, Here. Ek bid dat Jesus jou sal leer en lei. En by jou sal bly hierdie dag. En as jy weg moet gaan, dat Jesus jou again laat gaan. Ek bid vir rus en op vrede. Slaap weer rustig, want jy weet is daar. En sy naam is Jesus Christus. Môre is 'n nuwe dag. En voel jy het nuwe krag. Oh yes. As jy voel jy kan nie meer. Kyk net op en sien het daar. Hy het jou lief. Mag sy engel jou bewaar. Wees net rustig, hy is daar. Prys die naam van die Here.
Jesus jou sal leer en lei, en by jou sal bly deur hierdie dag. En as jy weg moet gaan, dat Jesus jou again laat gaan. As jy voel jy kan nie meer, kyk net op en sien as daar Hy het jou lief. lief. Hy het jou lief. Mag sy engel jou bewaar, Mag sy engel in jou bewaar. wees net rustig, hy is daar. Prys die Here. En selfs in jou benoudheid en al jou probleme, wees jy net rustig en weet die Here is daar. Hy het jou lief, jy's kosbaar, jy's spesiaal vir hom. En op hierdie noot gaan ek vir julle sê, good night, shalom van my kant af, 'n geseënde, mooi, wonderlike aand. Vertrou die Here met 'n opregte hart. Dien die Here opreg. Doen die woord. Shalom julle.